This is an SABC News presentation. Goeienaand, welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Ons program begin vanaand vir die laaste keer om 6:30. Vanaf volgende week word Fokus 'n halfuur vroeër om 6:00 hier op SABC2 uitgesaai. Vanaand ons lankbeloofde eksklusiewe onderhoud. 6 dogtertjies het sowat 27 jaar gelede spoorloos verdwyn en is tot vandag toe nog nie gevind nie. Hulle verdwyning is verbind met die veroordeelde pedofiel Gert van Rooyen en sy vriendin Joey Haarhoff. Nou het dit aan die lig gekom dat daar nog 'n slagoffer was. Sy is Joey Haarhoff se eie dogter, maar sy was nie Gert van Rooyen se slagoffer nie. Amor van der Westhuizen vertel nou haar lewensverhaal vir die eerste keer in 'n nuwe boek. Sy en die skrywer van die boek, Carla van der Spuy, het ingestem om eksklusief met Fokus te gesels. Hierdie verslag deur Alet van Rensburg. En net 'n waarskuwing, die berig kan sommige kykers ontstel. Een 52-jarige pedofiel, Cornelius Gerhardus van Rooyen, en 'n 49-jarige vrou, Francina Johanna Hermina Haarhoff, het vroeg vanoggend in die stad selfmoord gepleeg nadat die polisie die naweek landwyd na hulle gesoek het in verband met 'n 16-jarige skoolmeisie wat donderdag in die stad ontvoer is. Die polisie het van Rooyen en Haarhoff met die 6 meisies se verdwyning verbind nadat 'n 16-jarige meisie op donderdag 11 Januarie 1990 deur Haarhoff ontvoer en na hulle huis in Capital Park in Pretoria geneem is. Die slagoffer het egter ontsnap en die polisie soektog na van Rooyen en Haarhoff het begin. Minder as 4 dae later op maandag 15 Januarie kondig die polisie aan dat van Rooyen in die vroeë oggendure tydens 'n polisie-jaagtog eers vir Haarhoff en toe homself doodgeskiet het. Nou, meer as 26 jaar later, vat ons die pad Tabazimbi toe. Hier in die hartjie van die Bosveld woon die vrou wat vir jare as kind seksueel, fisiek en emosioneel mishandel is. Sy is Amor van der Westhuizen, Joey Haarhoff se dogter. In 'n boek oor haar lewe vertel Amor van die mishandeling, die verwerping deur die gemeenskap, die swaar jare en haar lang pad na gesond word. Dis in hierdie dorp in Limpopo waar Amor en haar gesin meer as 20 jaar gelede 'n nuwe tuiste gevind het. Dis die dorp wat hulle verwelkom het. Die 53-jarige Amor ontmoet Fokus saam met die skrywer van haar boek, Carla van der Spuy, hier by 'n gastehuis in die buitewyke van Tabazimbi. Amor en Carla, baie welkom by Fokus. Amor, ek wil by jou begin. En ek wil vir jou vra, daardie tyd het mense baie oor jou ma, Joey Haarhoff, geskryf. En tot vandag toe as jy met van die vriende praat wat haar goed geken het, sal almal sê sy was 'n baie sagte, liewe mens en dat sy verander het toe sy vir Gert van Rooyen ontmoet het. Maar dit is nie jou ervaring van jou ma nie. Vertel vir ons, hoe het jy jou ma ervaar? Ek het my ma geken as 'n baie harde mens, wat toegelaat het dat ek mishandel word, wat my nie beskerm het soos wat 'n ma veronderstel is om haar kinders te beskerm nie. So die beeld wat die media vir die publiek voorgehou het, is nie wie en wat ek geken het nie. As ek dink aan my kinderjare, die eerste gedagte wat by my opkom, is die houe wat ek in die kot gekry het. En 'n mens is baie klein as jy in 'n kot lê, en die houe was nie net in die kot gewees nie. Later jare wat ek groter geword het en in 'n bed kon slaap, dan het
die houe daar ook gekom, dan was dit in die nag wanneer ek haar die minste verwag het en haar nie kon sien nie. Dan sy my met 'n vuis vol in die wind geslaan. En ek onthou, as ek praat daaroor, dan ek voel dit is asof ek het regtig ervaar nog steeds. En dit was so erg geweest dat dit vir my gevoel het ek gaan dood as daai houe in my wind gekom het. Sy het jou ook emosioneel afgeknou. Ja, sy het regtig my altyd sleg gesê. Sy het altyd vir my goeders gesê van, jy weet, jy sal nooit in die lewe iets bereik of iets nie. Daar was een insident geweest wat sy vir my gesê het, ek wens jy was sommer vrek geweest. Wat rarig op my as kind, jy weet, emosionele groot impak gehad het. Ja, kyk, as kind het ek altyd, as hulle vir my goed gegee het, om my te straf vir whatever ek verkeerd gedoen het, het hulle dit by my weggevat. Die een incident was byvoorbeeld geweest waar ek klein was en 'n teestelletjie gekry het, en omdat ek vergeet het om vir hulle te sê dankie daarvoor, toe vat hulle dit by my weg. So ek het met daai persepsie groot geword. Is jy kry iets in die lewe, maar dit word net weer by jou weggevat. En sê vir my, daar was ook seksuele mishandeling. Dit het by my pa begin, wat jy weet, dit het gewoonlik op 'n Woensdag gebeur of soos op 'n Sondag gewees. Woensdag was die tyd in die weermag gewees wat hulle vroeg afgekry het om sport te gaan doen. En dan was my pa daar as ek van die skool af gekom het. En dan vir een of ander rede is ek kamer toe geroep en dan het daar net goeters in die kamer gebeur wat net nie reg was nie. Hoe het jou ma, het sy ooit geweet daarvan? Kyk, ek glo my ma het geweet daarvan. Ek twyfel nie vir 'n oomblik daaraan nie, want die eerste keer toe die storie uitgekom het was toe my ouma dit gesien het nadat hulle gery het, my ma het hulle huis toe gevat. En toe het my ouma teruggekom om iets te kom kry. Toe het sy gesien deur die kombuisvenster wat my pa doen. En toe het my ouma daaroor gepraat en sy het met my ma gepraat en ek meen my ma weet. Ek het geweet my ma weet, maar sy het net niks omtrent gedoen nie. Het jy ooit gevoel dat daar enigiemand is met wie jy kan gaan praat en gaan hulp vra of hulp kry? En mense moes geweet het. Hulle het dit gehoor want as my ma my so geslaan het en goeters dan ek het geskree soos 'n maarvark. En die bure, die huise daai tyd was baie naby aan mekaar. Dit was nie groot erwe gewees nie. So hulle het geweet iets is in daai huis aan die gang. Ek meen as ek by die skool gekom het, was my arms altyd vol blou kolle. My kneukels was altyd stikkend geslaan. Hierso was dit stikkend gewees. Op my bene, so die hale het altyd, jy weet, oor my liggaam gelê. Ek het met 'n treie skool toe gegaan om dit weg te steek. So ek meen as jy selfs in die skool as 'n onderwyseres is en jy werk met kinders en jy sien 'n kind sy hande en arms lyk so, ek meen dan moet jy tog besef maar hoor iets is hier aan die gang. Maar mense het geweet daarvan, maar niemand het ooit betrokke geraak nie. Nou al die jare en al die skade en die herstel, die pad na herstel, vandag nog, is daar sekere reuke of klanke of dinge wat herinneringe terugbring? Ek het 'n groot issue met my hande, omdat jy weet altyd as my ma my geslaan het, het ek met my hande, jy weet agter my gekeer en goeters. So my hande was altyd, jy weet, stikkend gewees en goeters in my ore. Is ook vir my 'n geweldige probleem want hulle het altyd vir my gesê, jy weet, ek het bakore en my ore was altyd geskeur gewees, altyd want my ma het my altyd in my ore getrek. So ek het permanent met geskeurde ore rondgeloop. En dan my hare dit is al beter. Maar my hare was vir my, jy weet, 'n geweldige storie ook gewees, omdat sy my altyd my hare rondgeruk het. Maar ja, dit is beter, ja. Net hierna vra ons Amor oor die vermiste meisies wat landwyd opslag gemaak het. Moenie weggaan nie. Ons sit nou ons gesprek voort met Amor van der Westhuizen, Joey Haarhof se dogter. Amor se pa is oorlede kort nadat sy met haar man, Wessie van der Westhuizen, getroud is. Sy kan nie onthou presies wanneer haar ma, Gert van Rooyen, ontmoet het nie, maar sy onthou wel hoe sy uitgevind het, haar ma en van Rooyen het 'n kind ontvoer. Dit was eers nadat Amor, wat toe reeds getroud was met haar ma se suster Poppy, gepraat het, wat sy die omvang van die gebeure besef het. Hier by Amor se koffiewinkel in Thabazimbi het ons die vorige dag met Amor se man, Wessie, gesels. Dit het
niemand het gedink het gaan gebeur en goed nie. En die volgende oomblik is daai storie in jou lewe en jy kom agter maar hoorie, dis nie nou net meer 'n storie wat jy in die koerant van gelees het en goed nie, maar dis meer persoonlik. Omrede dis mense wat jy ken, dis mense wat in jou huis was en om dit te verwerk en alles en nog die ander mense in die oë te kyk en alles en ewe skielik sit jy met hierdie skuldgevoel want jy's deel van daai familie en daai familie is deel van jou en dis dinge wat jy moet verwerk. Nou toe hier, dit was seker in die vroeg 1990. Het dit in die media toe nou die storie gebreek dat dit jou ma en Gert van Rooyen is wat gesoek word nadat 'n kind ontvoer is en ontsnap het. Hoe het jy daarvan te hore gekom? Ek en Bessie was weg gewees na sy ma se huis toe gewees en op pad terug het ons hulle is in Klerksdorp en op pad terug het ons met die trein gery. En toe het ek net skielik hierdie verskriklike naargevoel op my maag gekry en ek het baie siek geword op die trein. En toe sê ek van my man, iets is iewers nie reg nie, iets is groot verkeerd iewers. En toe ons by die huis kom, toe ons voor by ons hekkie instap, toe sien ek ons glasvenster by die deure stikken. En toe ons instap, toe besef ons maar my ma is daar, want toe kom hulle uit die slaapkamer uit, waar hulle gelê en slaap het. En ek was verbaas want ek meen wat soek hulle hier en ek het gesien kyk hulle was hier, ek weet nie of hulle geoornag het nie, maar hulle daar gelê en slaap. En toe het ons kombuis toe gegaan en sy het met my gepraat en dit is waar dit uitgekom het, maar wat sy het vir my gesê, hulle is in die moeilikheid want hulle het probeer om 'n polisieman se kind te ontvoer vir geld. Toe het ek net vir haar gesê, sê ek maar mamma, gaan net polisie toe. Ek meen, julle kan nie iets oorkom nie, gaan die dogter, want toe sê sy vir my, maar die kind het losgekom, dit het sy wel vir my gesê. Toe sê ek vir haar, gaan polisie toe, gaan sê vir hulle, en gee julle self net oor. En toe was daar spesifieke woorde aan my kind, jy verstaan nie, hulle gaan ons doodmaak. En toe sy dit vir my sê, toe raak ek paniekbevange. Want dan gaan daar 110 goeters deur jou kop en jy kan nie verstaan, jy weet, wat is hierdie storie en wat is besig om te gebeur hierso nie. En ja, toe het hulle op die ou einde na nog geselsies wat ons met hulle gehad het hulle besluit om te gaan en hulle is weg. En toe het ek na my tannie Poppie, toe het ek en Wessie geloop en ons het gaan bel. Toe bel ons vir tannie Poppie om met haar te praat. En dis toe dat sy vir my gesê het, maar my kind, verstaan jy nie, weet jy nie, dit is hulle wat die kinders ontvoer het. En ek het eers nie dadelik gesnap wat sy vir my sê nie. Maar toe sy nou vir my sê van die kombi en die bakkie en goeders, toe besef ek, en ja, dit is waar ons nou begin besef het wat is eintlik aan die gang. As ek verstaan het Wessie dadelik sy werk verloor by 'n versekeringsmaatskappy. Hoe het hierdie dinge julle lewens geraak? Ja, kyk, ons het soos toe hierdie storie uitgekom het van wat sy gedoen het hy soos in sy werk verloor. Ons het basies binne oomblikke alles verloor. Jy weet, en jy het nêrens omheen te gaan nie. En toe ons Klerksdorp toe, waar ons 'n rukkie gaan bly het, by sy maale. En ons is uit die huis uit met ons klere en breekgoed, die ander goed het ons alles verkoop. So ons moes alles van vooraf begin het. En toe moes ek myself gaan kwalifiseer by die myn as 'n winding engine driver. En daarvan moes ons aangegaan met ons lewe. Eerste keer wat ek gaan werk het as 'n winding engine driver was in Kimberley by 'n diamantmyn. En ons het daar gewerk, of ek het daar gewerk vir lank. En van daar af het dit basies begin dat ons begin travel het, want oral waar ons gekom het en mense uitgevind het wie ek is en hoe ek relate na my ma toe, het mense snaaks begin optree, snaakse aanmerkings begin maak en ons het nooit lank op een plek gebly nie. Van die mense wat saam met ons gewerk het jou begin snaaks aankyk. Hulle het hulle kinders weggehou van my kinders af, want hulle het nie presies geweet waaroor dit gaan nie. En plaas dat hulle op 'n manier probeer uitvind en goeders het hulle jou geoordeel sonder om vir jou te vra wat is wat. En jy het soos die outcast gevoel. So ons het daar aangegaan en ons het gebly werk. Maar dit was aan die een kant moeilik vir my kinders. En toe in 'n stadium met die polisie jou en vir jou Wessie, jou man, ook ondervra hoe dit gebeur. Ek het die dag in my huis gesit en die volgende oomblik toe hoor ons net karre, polisiekarre en toe
ek kyk, toe sit net polisie waar ek kyk, karre oral buite ons huis. En toe stap hulle in, toe het dit net begin en hulle het ons begin ondervra en alles en weer daarop neergekom, jy weet, wat weet ons van die hele situasie? En toe begin hulle sê, nee, maar jy weet, ons moet saam met hulle kom vir verdere ondervraging. En toe het ek hulle net gevra, jy weet, kan ons my man gaan haal? Maar die hele tyd wat hulle jou ondervra, dan, dit is asof hulle dink jy is die hele tyd skuldig. En toe op 'n stadium, toe sê hulle vir my, ja, as ons nie gaan praat nie, gaan hulle my kinders by my wegvat. En op slinkse maniere het hulle ons in uitkenningsparades gesit en goed sonder dat ons daarvan weet en alles. En hulle het my en haar teen mekaar probeer afspeel. Toe is dit die eerste keer in 'n lang tyd wat ons iets te doen het met die storie. En dit was vir 'n week wat ons saam met hulle was. Dat hulle ons basies ondervra het, goed, sonder dat hulle dit spesifiek gesê het. Hulle het jou ook nie gearresteer nie. Want hulle het nie rede gehad om dit te doen nie. Dit was maar net 'n tipe van hulle om nog verder ondersoek te doen en goed. Die families van daai kinders wat tot vandag toe vermis word. Is daar enigiets wat jy kan aandink uit jou die kere wat jy jou ma en Gert gesien het? Het jy enigstens 'n idee wat van hulle geword het? Nee, kyk, ek het nie 'n klou nie. Dis daar's nie vir my 'n beter woord om dit uit te druk nie, wat van hulle geword het nie. Vir die eenvoudige rede, ek en my ma het nie daai tipe verhouding gehad nie. So sy sou my nooit met so iets toevertrou het om vir my te sê nie. Ek weet nie. Het jy 'n boodskap vir die families? Ek kan nie die kinders teruggee nie. En ek dink nie ek kan enigstens vir hulle iets sê wat hulle gaan laat beter voel oor die situasie waarin hulle was nie. Ek kan ook nie sê dat ek myself kan indink hoe hulle moet voel nie, want ek kan nie. Maar ek kan net een ding weet is dat die skade wat hulle gekry het oor die kinders wat weg is, ek sal doodgaan as my kinders iets moet oorkom, want my kinders is my hele lewe. Amor het ook met ons gedeel hoe al die spekulasie en gerugte oor haar ma haar as jong vrou geraak het. Net hierna gee sy ons 'n blik op haar persoonlike lyding. Die jare van mishandeling, swaar kry en verwerping het sy tol geëis op Amor van der Westhuizen. Sy het swaar gekry. In deel 3 van haar eksklusiewe gesprek met Alet van Rensburg praat sy oor haar genesing en waarom sy besluit het om juis nou 'n boek oor haar lewe te skryf. Jy het in 'n stadium self gesukkel om met al hierdie emosies na jare van mishandeling as kind en toe nou die verwerping deur die gemeenskap. Het jy self gesukkel met emosionele en woede kwessies? Wat het gebeur en hoe het jy daaroor gekom? Ek sou vir geen rede sou ek in die oggende wakker word, dan is ek so humeurig dat jy kan dit nie vir iemand beskryf nie. En ek het nie geweet hoe om, jy weet, uiting te gee aan wat in my binneste aan die gang is nie. So ek was baie kort van draad humeurig gewees. Ek was 'n perfeksionis gewees in alles wat ek gedoen het. Ek het glad nie mense vertrou nie. Ek het nie geweet hoe om met mense oor die weg te kom nie. In my en my vrou se verhouding was haar baie op en af beklei. Daar was baie keer wat ons gedink het die huwelik gaan nie werk nie. En dan was ons keuses gemaak het en ons het dit nog steeds laat werk. En elke keer dink jy net aan jou kinders en jy dink aan die verhouding. Hoeveel jy al ingesit het daarin. Is dit werklik die moeite werd om te draai en weg te loop? Emosioneel was ek 'n stikkende mens gewees. Ek het nie selfvertroue gehad nie. Ek het nie omgegee hoe ek lyk nie. Ek het geen doelwitte in my lewe gehad nie. Ek het letterlik net bestaan. En soos in die aande kon ek nie slaap nie. Want ek het as kind het ek myself die gewoonte aangeleer, dan sis ek myself so aan die slaap. En dan wat ek doen as ek myself so aan die slaap, jy weet, so rol, dan gaan ek in my mind in 'n ander wêreld in, waar ek vir my 'n beter prentjie skep van 'n beter lewe. Carla, ek wil hier by jou kom. Jy het met baie sielkundige, met verskeie kenners gepraat. So jy het nou in diepte, natuurlik daar's baie meer diepte in die boek nou oor wat alles met Amor gebeur het. Jy daai hele storie vertel, dan het jy ook
met die sielkundige gepraat en gevra, is hierdie manier hoe Amor dit ervaar het en hoe dit haar persoonlikheid beïnvloed het in haar jong mens, jong vrou, daar is dit normale reaksie van mishandelde mense. Dinge kon so verskriklik skeef geloop het vir haar. Sy het absoluut die profiel van vroue met wie ek in die tronk gepraat het, wat moordenaars geword het, wat prostituie geword het, wat dwelmslawe geword het, kleptomane wat verskriklike goed gedoen het. En hulle het daar dieselfde tipe agtergrond gehad as Amor, maar sy het haarself opgelig deurdat sy boeke gelees het, deurdat sy kursusse bygewoon het, deurdat sy vir terapie gegaan het, deur haar geloof. Sy het elke moontlike ding aangegryp om aan haarself te werk. Baie bloed, sweet en trane. Wat was die keerpunt? Amor, wat was die keerpunt waar jy besluit het, ek moet my lewe anders hê? Ek dink die keerpunt in my lewe gekom toe my kinders gebore is. Ek dink, kyk, my oudste seun, ek was baie streng omdat my ma altyd baie streng was, maar altyd uit alles wat met my gebeur het, as ek hulle moes pak gee of enige iets moes doen, was dit soos 'n prentjie wat ek die hele tyd gesien het. So dit het my die hele tyd weerhou daarvan om dieselfde aan hulle te doen. En ja, ek wou net nie aan hulle doen wat aan my gedoen is nie, en ek het 'n besluit geneem om nie soos my ma te wees nie. Amor vertel dat haar depressie met hulle aankoms in Thabazimbi weer toegeneem het. 'n Vriendin het haar na Pretoria genooi en onderneem om Amor na haar suster, 'n pastoor, te neem. Op pad van Pretoria wat Susan my toe gevat het na haar sussie toe, het ek die hele tyd net gebid. En ek het net op daai stadium vir die Here gesê, ek is moeg. Ek is moeg om te deel met al die goed. Ek wil net gesond word. Ek wil net my lewe uitsorteer. En ek dink die keerpunt het daar vir my gekom, nog voordat daai pastoor in elk geval vir my gebid het. Het die Here in elk geval daar, jy weet, 'n wonderwerk vir my gedoen. En hulle het vir my gebid. En toe het hulle net vir my gesê, gaan terug na jou huis toe en raak betrokke by 'n kerk. En begin. En ja, toe het ek eers in 'n Afrikaanse kerk gewees, maar ek het nie aangepas daar nie. En toe beland ek in 'n Engelse kerk by pastoor Dan en Adri. En hulle het my net gevat en hulle het stadig maar seker, jy weet, het hulle my gevat en my weer mens gemaak. Amor, voordat ons verder gaan, kom ons hoor wat jou familie te sê het oor jou. My ma is altyd daar vir my. Maak nie saak of dit nou 12 uur die aand is en of ek 1000 kilometer van haar af sit nie. As ek haar bel of dan is sy daar. Maak nie saak wat nie. En sy help my altyd. In die begin was dit moeilik. Ons kinders het altyd verstaan waar alles gegaan het nie. Maar vandag moet ek sê, is daar groot verandering in haar. Want die manier hoe sy daai tyd was en hoe sy vandag is dit is soos twee verskillende mense. Wat is jou presiese doel met hierdie boek, Amor? Die doel van hierdie hele boek vir my is, jy het 'n keuse met jou lewe. Jy weet, daar's baie mense wat uit baie slegte omstandighede uitkom. En ek meen, ek het die keuse gehad, of gaan ek my ma dupliseer? Maar ek het besluit, ek gaan dit nie doen nie. Ek het besluit, ek wil nie so sy wees nie. Ek het net gevoel, deur hierdie boek wil ek 'n stem wees vandag vir kinders. En ek het rarig net een vraag wat ek wil vra, of 'n ding wat ek wil sê, ek wil 'n stelling maak, met mense wat kinders mishandel, mense wat kinders seksueel molesteer, wil ek vir hulle vra, ek wil sê, wie het jou toestemming gegee om dit te doen? Wie het jou die reg gegee om dit te doen? Want jy weet, 'n kind kan nie homself verdedig teen groot mense nie. Wat vir my geweldig moeilik was al die jare om te verwerk, is die feit dat my ma my nooit beskerm het nie. Die feit dat sy geweet het wat hulle aan my doen, wat my pa aan my doen, die feit dat sy dit doeteenvoudig gelos het, en in vandag se samelewing is daar nog steeds sulke mense. Hulle weet wat word aan hulle kinders gedoen. En hulle trek doeteenvoudig hulle skouers op en hulle raak nie betrokke nie. Ek wil 'n boodskap gee vir daai ma's en sê, weet jy wat, jy het nie die reg om dit te doen nie. Jy laat jou kind in die steek. Maar die ding is, jy kan vir my 100 keer sê jy is jammer oor wat jy aan my gedoen het. Dit maak nie die skade reg nie. Dit maak nie die skade reg nie. Dit vat so lank om dit reg te maak. En dit het my regtig meer as 20 jaar gevat om reg te kom, om 'n gesonde mens aan die kant uit te kom.
Die boek oor Amor se lewe, mishandel, misbruik, misken, soos geskryf deur Karla van der Spuy en uitgegee deur Lampa, is vanaf Saterdag 9 Julie by alle groot boekhandelaars beskikbaar. En onthou ook, vanaf volgende Sondag aand 10 Julie word Fokus 'n halfuur vroeër om 6:00 uitgesaai. Ons bly op SABC2, maar dan eers om 6:00. En as jy wil terugpraat, skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokus groep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Sien jou dan volgende Sondag aand 6:00 hier op SABC2. Mooi week.